Ek het hier onder kom staan vir 'n rede vanoggend. Baie mense vra vir my hoe dit met my gaan. Nou, ek dink ek wil graag vir die kerkraad ook gesê deursigtig wees. Ek wil oop wees met julle as gemeente. Is jammer daar's so min, maar ek hoop baie gaan kyk daarna later. Ek en die kerkraad het eers met die diensverhoudinge kommissie saam met die ring gesprek gehad. Hoekom was die ring betrokke? Die rede was dat ek alreeds in 'n siklus van 3 jaar 90 dae siekverlof geneem het, wat meer is as die 60 dae wat die kerkorde toelaat. Tegnies eintlik 120 dae. 30 dae was die motorongeluk wat 'n besering aan diens is, en dit tel nie. So dan sê die kerkorde moet die ring betrokke raak, en dan moet daar 'n besluit geneem word of gekyk word, hoe kan die dominee gehelp word, of watter rigting moet die probleem ingaan. Is die dominee nog fit genoeg om sy diens te kan lewe in die gemeente waar hy is? Nou, die uiteindelike besluit was, daar is geen rede daarvoor dat ek nie hoef aan te gaan. So ek gaan aan, normaal, soos altyd. Maar, daar is 'n bietjie 'n maar aan alles. En nou moet ek heel eerste vir julle 'n verskoning aanbied, soos wat ek dit vir die kerkraad ook gedoen het. Ek moet regtig sê, ek is baie jammer. Ek het eintlik julle ook te nagekom, deur nie my verlof behoorlik te gebruik nie, en eintlik maar dit te neem net om dit van die boeke af te kry en dan kom werk dit maar. En ook nie die siekverlof te honoreer soos wat 'n dokter dit voorgeskryf het. So dis my belydenis aan julle. Miskien het dit bygedra daartoe dat ek nooit heeltemal aan die gang gekom het nie. So ek maak verskoning en ek gaan regtig hard probeer. Dit gaan vir my baie moeilik wees want ek is 'n baie passievolle mens en ek sukkel om by die huis te bly en niks te doen nie en 'n boek net daar te lees. Ek kom werk eerder. En is vir my moeilik om toe maar. Kom ons los dit daar. Maar ek maak verskoning daarvoor. Ek het ook aan die kerkraad aangebied dat ons die boeke rondom my siekverlof kan balanseer, dat ek my lang verlof sal prysgee, sodat ons by die 60 dae kan uitkom. En hulle het dit oorweeg. Ons oorweeg ook hulp aan my op die oomblik. Ek sal nou verduidelik hoekom dit nodig is. Ek vind dit baie moeilik op die oomblik om enige afsprake te maak, want ek weet nie of ek by daai afspraak kan uitkom nie. En julle sal net nou verstaan as ek dit sê, hoekom dit so is. En ek wil baie graag dit wat ek met 'n lidmaat reël, honoreer, so ver ek kan. Maar ongelukkig die laaste tyd het dit gebeur dat ek nie dit kon doen nie. En ek is nog nie seker hoe dit vorentoe gaan uitwerk nie. So dis een van die goed, en ons kyk na hoe kan die kerkraad, en as daar lidmate is wat graag wil help, hoe kan julle help met miskien 'n sieke besoek, miskien met 'n lidmaat wat hulp nodig het, of waar ook al die geval mag wees. Die tweede ding waaroor ek baie skuldig voel, is natuurlik die kategese waarmee ek betrokke is, en dat ek dit ook dikwels mis. Nou, ons het daar 'n plan gemaak. Julle het die Monique, ek hoop jy het dit gesien, die eerste videoetjie het ek gemaak. En daar is 'n klompie vrae wat in 'n link gegee word wat julle kan antwoord. So as ek die dag nie daar kan wees nie, gaan daar 'n videoetjie wees. En ek hoop om ook dan die antwoorde terug te kry
op daardie link. Maar gaan ek lidmate oplei wat belangstel om die klas te kom aanbied in my afwesigheid. So die video is daar, dis 'n een opsie en dan die ander opsie is lidmate wat ek sal toerus om dan daardie werk te doen. Hoekom ek verduidelik, ek praat nou baie lank, maar dit kan dalk help. Wat het gebeur? Ek het seker so 5, nee, is nou al 'n bietjie langer, seker so 2 maande, 2,5 maande terug, het ek begin om konvulsies te kry. Nie as ek staan nie, nie as ek loop nie, nie as ek beweeg nie. Maar as ek op die bed gaan lê, eers het dit lig begin, net 'n been of 'n arm of 'n skouer wat so maak, en later het dit regtig gewelddadig geraak. Letterlik, julle kan vir Karika vra wat ek ruk en skud en opspring en alles, en ek is ten volle by. Ek weet alles wat om my aangaan. Ek kan met jou praat. Of dit sin maak is 'n ander vraag. Die enigste ding wat ek kan doen om dit te stop is ek moet opstaan en loop. Maar die oomblik as ek weer gaan lê, dan begin ek weer van voor af skud. Dit het so erg begin raak dat ek as ek sit ook dit begin kry het. En ek het die Sondag gepreek en ek het vir Karika daarna gesê ek kan nie meer so aangaan nie. Ons moet 'n plan maak. Ek het partykeer dwars deur die nag geruk. Dwars deur my slaap geruk. Wat beteken dat ek swak geslaap, ek het nie, en natuurlik is ons toe bekommerd, wat is dit? Wat gaan aan? So dis hoekom ek in die hospitaal was vir amper 2 weke, 'n neuroloog gesien en 'n klomp ander dokters. Uiteindelik kon hulle nie regtig hulle vinger volledig op die probleem lê nie. Behalwe dat hulle vir my gesê het, hulle kan met redelike sekerheid sê dat dit 'n outo-immuun probleem is. Nou gaan ek 'n groot naam gebruik, julle kan hom gaan opsoek. Dis Sjogren's disease. Nou die interessante is, 98% van mense wat dit kry is vrouens. Ek is nou een van daai 2%, toe ek begin wonder. Wat gaan aan? Serena Williams is een van die Williams sisters het dit ook. Hy het 'n tweede komponent gewoonlik. Is gewoonlik droogheid, oë wat droog is, mond wat droog is, paar rote kliere wat swel, paar ander maniere hoe jy droog is. Maar hy het ook 'n neurologiese komponent. En dit wil lyk asof dit nou by daardie stadium is, dat hy neurologiese uitvalle het. Ek kan dit voel in my bene partykeer, die fyn optiese goed wat tintel en allerlei pyne veroorsaak in my bene. En dan het hy ook in die brein 'n bepaalde komponent wat hy uiteindelik gelei het tot meningitis, virale meningitis. Dis eintlik 'n inflammasie van die senuweestelsel. En hy kan op enige plek kan hy uitpop, in die brein, in die groot senuwees, klein senuwees, whatever. Hulle vermoed dat dit daarmee verband hou. Ek het nou gegaan vir 'n infusie wat die Sjogren's behandel, en hulle gee baie hoë dosis steroïde om mee te begin. En vir daai periode wat die steroïde gewerk het, het ek amper geen toevalle gehad nie. Maar na dit uitgewerk het, het dit weer begin. So ek kry dit weer. Ons hoop nou die oomblik as die immuunsuppressende ding wat hulle ingespuit het begin werk, dat dit weer sal kalmeer. Maar dis wat gebeur. Dis eintlik wat aan die gang is. So dit lei daartoe dat ek partykeer baie moeg is. As ek nadat ek 'n toeval gehad het, is ek baie moeg.
uit die aard van die saak, as jy 'n outo-immuun siekte het, is jy baie moeg. Oor die algemeen is dit een van die simptome. Maar ek beloof vir julle dit, ek sal my heel beste bly gee, binne die vermoë wat ek het. En ek wil afsluit voor ek vir julle 'n geleentheid gee vir vrae om te sê, ek wil julle dankie sê vir die ondersteuning, vir die gebede en die omgee die laaste 3 jaar, nee. Die een groot krisis na die ander het my getref. Ek kan ten minste sê die kanker is weg, want dit het hulle ook getoets nou. Ek het 'n gemeente ontdek wat net ongelooflik is. En ek kan nie genoeg vir julle dankie sê, hier en in my gebede nie. Ek waardeer julle opreg. En ek dink is daarom dat ek ook meer probeer gee as wat ek partykeer kan, want ek het julle lief en ek gee om. Is daar enige vrae wat julle graag sou wou vra? Julle is welkom enigiets. Ek sal enige vraag beantwoord. Net wat julle wil. Geen vrae nie. So dan het ek dit dalk goed genoeg verduidelik, nê. Nee. So, dankie julle hoor. Dit was haar hand iewers. Nee, okay. Hier agter. Nee. Goed.